Baasraak. Jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baasraak. Daar sê, welkom terug. Jy is ingeskakel op Heartbeat FM, jou hartklop vir Christus radiostasie. En jy kuier saam met my coach Freek op my program Baasraak. En ek was so, was dit nou so 3, dalk 4 weke gelede bevoorreg om by 'n ontbyt te wees hier by die Mossel Bay Casino. En dit het alles gegaan oor die launch van die Mossel Bay, die afgelope naweek se Mossel Bay naweek rugby toernooi. En daar is toe 'n dame gevra, ek noem haar nou nog die hele tyd Tannie, maar julle gaan haar meer leer ken as ouma March de Pre. Sy het toe so 'n bietjie vir ons net 'n bietjie agtergrond gegee waaroor hierdie groot geleentheid wat die naweek plaasgevind het. Hoekom dit so groot ding is. En terwyl ek nog gesit en luister het en gehoor het, nee, sy het nie net koerant gelees of in 'n boek gelees nie. Sy het persoonlike ervaring van die geskiedenis en die storie agter die storie, agter die rappie, agter die grappie in die gemeenskap hier in Mossel Bay. En ek was regtig aangeraak deur haar praatjie en ons het aan dieselfde tafel gesit, lekker geëet en na die tyd toe voel ek wil na haar toe gaan en vir haar ietsie sê en dis 'n verrassing nog hier op Baasraak TV of Baasraak Radio of op Heartbeat Radio, Heartbeat FM, maar ek gaan nou nie sê, sy hou nie van die Tannie nie, maar aan die pad hier van Mossel Bay af, en ek het nou al 'n paar woensdae probeer om haar in die ateljee te kry, so ek vertrou hierdie volgende uur, moenie musiek verwag nie, moenie nuus verwag nie, moenie advertensies verwag nie, verwag net 'n vrou, jy sal hoor, jy sal weet hoekom ek sê, jy moet ingeskakel wees, March de Pre, al die pad hier van Mossel Bay af, baie welkom in die ateljee, dis lekker om jou hier te hê. Dankie Freek, ek voel geëerd, dankie. March, vertel gou vir ons, soos ek sê, ek het nou jou storie, so vinnig op die rappie storie, jy kom ook uit 'n gesin, uit 'n familie, pa, mag ek dit sê met respek, wat rappie mal was, baie lief was vir die sport, 'n man met diep spore in die gemeenskap getrap het, jy het groot geword in 'n rappiehuis. Maar ek kan hoor, ek het nou 'n liedjie gespeel, ek hou van rappie, maar rappie is nie my nommer 1 nie. Jesus is my nommer 1. En dis wat my na jou toe getrek het die dag. Deel bietjie met ons jou kinderlewe, jou kinderdae, jou storie, en wanneer het jy daai persoonlik, Hanna, my vrou was 3 jaar oud, toe sy nog maar baie klein, my skoonma gesê, sy wil haar hart vir Jesus hê. En sy, deur sy genade kon haarself ry tot die dag wat ons getrou het. So, deel met ons, het jy groot geword in 'n rappiehuis, ja, maar was Jesus ook deel van die huisgesin? Ja, Freek, baie dankie weer eens. Ek wil begin deur te sê dat ek is 'n koningskind. Amen. En ek het Jesus aangeneem, nou seker 34 jaar gelede. Jo. So ek lewe vir hom. So ek is die oudste dogter van Willie en Evelyn Jeffrey. Hulle was gemeenskapsbouers. En hulle het regtig waar 'n verskil gemaak in hierdie gemeenskap van Mossel Bay. Ek het ook onder andere by my pa geleer om te skryf. Hy was vryskut joernalis vir die Burger en vir die Herald destyds in die Kaap, en hy het vir my gevra altyd om die boodskapies, die berigte te lees op 'n Sondag na kerk. En dan moet ek nou dit reg gelees het. Ja. En daar het my ook my liefde vir skryf en praat begin met die rugby, sal ek sê. Maar my pa, ons het destyds groot geword, jy weet, 'n mens verander mos oor die tye wanneer jy 'n ondervinding het met Jesus. So daar sekere dinge wat jy mee opgegroei het, wat later, jy weet, jy begin oordink. So ons het groot geword in die Anglikaanse kerk. My ma was baie betrokke daar, my pa ook, hy was onderwyser.
En hy was ook 'n lay preacher, soos hulle sê. So hy het mense begrawe en so ons was groot gemaak met Jesus. Maar jy weet, ek het altyd vir my ma gesê, mamma, ek soek daai ondervinding, ek soek daai excitement. En my broer skryf toe vir my destyds, hy is my oorlede broer. Ek het eintlik 2 broers verloor tydens COVID, een maand na die ander. Ja. Dit was erg geweest in verlede jaar, my sussie, my jongste sussie. Maar om terug te kom na, jy sien nou het ek my thought Het vir ma gevra. Ja, ek het vir my ma gevra, hoe kan ek dit ondervind? Ek het baie vir die Here gevra, ek soek net, ek wil weet wat dit is om die Here te dien. En ek persoonlike. Ja, daai persoonlike, jy weet, ek het dit gesoek. En my ma het gesê, jy moet bid daaroor, die Here gaan vir jou tot daai punt bring. En op daai stadium was my ouers en dan my oudste broer was, my oudste broerie, hy was die oudste broer, maar ek is die oudste, het hy nou reeds Here aangeneem in sy lewe. En toe kom ek na 'n troue. My neef se troue en dit is die Saterdag, die Sondag nooi 'n vriendin van my om saam kerk toe te gaan. Dis nog in die community. Dis nou in Mosselbaai, maar ek bly toe in die Kaap. Sy nooi vir my kom bietjie kerk toe na die community kerk in daai oggend. Jessie man, die Bybel val uit my hand het soos ek bewe en ek begin te huil en die pastoor sê hier is vandag 'n vrou in die kerk wat by 'n plek werk waar daar baie jong mense is. Nou daai tyd toe werk ek by die Universiteit van Wes-Kaapland. En ek voel, praat die man van my en ek bewe so en ek huil so en ek weet, en daai dag het ek die Here in my lewe aangeneem. Dit was 29 September 1992. Ja. Nou ek weet jy vra nie vir 'n vrou hoe oud is sy nie, maar hoe oud was sy toe gewees? As ek nou sê, dis okay, ek kan myself hier die getalle maak. Ek raak nou in die Julie maand raak ek 77. Okay. So ek was ja, seker in my vroeë 50's. Ja, ek dink so. Maar ek het geweet, ek bedoel, ek het die Bybel gelees, maar ek het daai ondervinding gesoek. Ja. En daai tyd was ek in die NG Kerk. Toe kry ek 'n scholarship waar ek oor see kan gaan Amerika toe vir 5 maande en nou waar gaan ek nou kerk? En dit was 'n bietjie snaaks vir my, hierdie, jy weet, die hande oplig en al die dinge en ek het net die Here vertrou dat hy vir my moet wys, dit is waartoe ek moet terugkom. En ek het in my boek, my eie boek geskryf, The Light in the Dark. In die boek praat ek van dit, hoe ek teruggekom het en dit was net anders vir my. Ek het dit gesoek. Jy weet, in soos 'n mens, maar nou, jy weet, van die een kerk na die ander kerk gaan, het ek gevoel dat die Here lei my, toe ek nou die slag skei, 27 jaar nadat ek getroud was, het ek geskei. 27 jaar. 27 jaar, ek sê altyd, as ek nou werkswinkels met vroue doen, dan sê ek I was detained for 27 years, like Madiba. Dan kyk hulle vir my met sulke groot oë aan, en dit was moeilike tye toe ek nou, jy weet, daai paadjie geloop het. Maar die Here was al die pad daar. Nou ek glo dat die Here destyds vir my die vermoë gegee of die talent om te skryf. En ek het geskryf baie keer as ek voel, jy weet, dinge raak te veel en toe skryf ek my eie gedigte en ek het toe my bundel self gepubliseer. Toe my pa sterf het ek my eerste gedig geskryf en die gedig se naam is Hy was daar altyd. Dis die gedig se naam. As hy sê hy was daar altyd, was dit jou pa? My pa. En baie men kan dit sê, né? Ja, en hy was definitief altyd daar en hy sterf op 62. Hy was baie jong toe hy gesterf het. Maar weet jy wat, toe ek nou die gedig, ek skryf die gedig, dis 'n Engelse gedig, Woman Be. En dis toe ek deur my moeilikste tye gegaan het, skryf ek hierdie gedig.
Woman B. Ek het 'n paar boeke saamgebring. Ja. En hierdie gedig eindig met Be the Miracle. Ja. Jy weet, en ek het nou my gedigte soms, ek het dit voorgedra en wat ook al. En toe kom die gedagte en ek dink is die Heilige Gees wat my gelei het, jy moet jou boek skryf. En weet jy wat, ek begin my boek te skryf en ek het seker 54 bladsye geskryf, te verloor ek alles. Ek kon nie dit eers op die USB kry of nêrens op my, en ek weet, dit was natuurlik nie van God af nie, verstaan jy? Ja. Maar ek besluit toe, nee man, ek gaan nie van my laat afsit deur dit nie, ek gaan nou weer begin. Maar toe skryf ek eers die boek klaar, en toe vind ek nou die titel. En die titel is The Light in the Dark. Die lig in die Die duister. lig in die duister. En soos ek nou in die boek word toe, ek probeer hier in Suid-Afrika, jy weet, en kry nêrens terugvoering oor dat die publishers nou die boek wil publish nie, want as jy mos nou 'n publisher kry, dan doen hulle meeste van die goed en jy kry 'n royalty. So, toe op 'n dag kom daar iets terug van Singapore, Kingdom Books, Ja. en hulle sê toe, hulle sal my boek publiseer. Wow. Nou ja, omdat ek mos nou nie bekend is, aan die ander kant nie, het ek toe vir hulle gevra, kan hulle vir my African rights gee? En hulle het alles vir my gegee. Wow. Alles vir my gegee, en op daai stadium het hulle gesê, ek kan weer na 'n publisher toe gaan, of ek kan dit self publish, maar my storie met die boek is, ek wil hê die vroue wat ek mee werk, moenie die boek koop nie, hulle moet dit kry. Gratis. Ja, hulle moet dit gratis kry. Verstaan jy? Ja. En dis waar my, jy weet, ek het op 'n stadium, en ek gaan nou 'n bietjie weggaan van dit af, het ek 'n besigheid begin, 'n training and development besigheid wat ek genoem het MTA Connection, Connect with the Unconnected. Is dit nou voor die boek of na die boek? Voor die boek, en dit het nie gewerk nie, want my fokus was so op die community dat ek, jy weet, daar was nie 'n revenue nie. Ek gee dit toe vir 'n jong student wat toe nou al, hy is toe nou al lecturer daar by EWK, en ek sê vir hom, jy kan nou met dit doen wat jy wil. Hier is die goed, jy weet al die CIPC goeder, SARS en whatever. En ek sê toe vir myself, nou, wat gaan ek nou doen? En toe kom die gedagte van, jy het mos nou die boek, jy moet nou 'n series ontwikkel. En jy moet hierdie series noem God's Emerging Miracle. Dit kom toe van die gedig af. Wow. En in kort is dit, Wat nou sê, jammer, wat sê, jy is daai wonderwerk van God af. Wel, dit klink Jy moet miskien nou as, net- maar dit is wat ek sê, be the miracle, want die gedig het ek vir myself geskryf, maar ook vir ander vroue. So, toe dit nou kom by my, toe dink ek, okay, ek het nou die naam van die series, nou hoe gaan ek nou te werke gaan? Nou ek weet dat die Here het jare gelede daai saadjie in my, he planted the seed in my spiritual womb. Ek het net nie geweet wanneer die eerste sprout gaan kom hê. En ek dink die eerste sprout het gekom met die gedig. Ja. Verstaan jy? En toe moet ek mos nou hierdie dingetjie laat groei. En by die tyd wat ek toe nou, hoe nou gaan ek maak? En ek het dit nou, jy weet, vroue bymekaar gebring, begin met die jam in die kerk. En toe besluit ek, nee man, dit gaan nie werk in die kerk. Daar's te veel protokol, jy weet, en ek wil eintlik nie dit in die kerk hê nie. Ek wil verskillende vroue hê bymekaar. In elk geval, ek struggle toe 'n bietjie met hoe ek dit moet doen. Toe besluit ek, want ek het ook ander dag het ek, eintlik is ek 'n qualified life coach en skills development facilitator. Ek het oor jare het ek baie werkswinkels aangebied vir vroue en ook vir studente. En ek dink toe myself, maar jy het dan nou die skill om 'n kursus te ontwikkel. Doen dit. En ek gaan toe kyk aan die boek en ek vat 12 hoofstukke, 20 hoofstukke in die boek. En ek vat die 12 hoofstukke en ek sê vir myself, okay, jy moet eers begin. Maar nou dit het nou nie gevolg soos die boek se volg nie. Dit volg toe soos
die gedagte in my kop wat die Here in my, you know, that he planted in my heart, is begin by Presence of Life. Want dis die goed wat ons vas aankleef, en dis die goed wat ons, hoe kan ek sê, Terughou. is toxic Ja, to our body cells. En ek begin skryf, weet jy, en ek besluit toe op 12, en 12 is vir my baie profound in die Bybel. Want dat is baie 12. Skryf toe die hele narrative uit, oor die 60 blaaie, hoor. Sjoe. Skryf ek nou dit uit, want ek wil nou sien, ek wil eintlik dit sien. Hoe gaan hierdie ding nou soort van vlam vat, en wat gaan ek eers doen? Ons het toe begin in die Parel, met 'n groep vroue, en die idee is, of sal maar sê, laat ek eers begin by my eie persoonlike vision, is to light human candles that can in turn light the world. Sjoe, sê dit net weer asseblief. Nou, dit gaan miskien nou nie pas by die naam wat ek myself noem nie, maar ek voel dat daar was 'n stadium wat ek besluit het, nou wie is ek? En die naam wat ek vir myself gegee het is Match the Sunflower, Ja. maar sun word gespel in hoofletters S-O-N. En die kinders sê vir my, Mama, it's wrongly spelled. I said, nee. It's the flower of the Son of God. Wow. So, ek is nou bekend as die sonneblom, en ek kry net sonneblom gifts en prentjies, en hulle noem my sommer daar waar ek nou ook woon, sonneblom. Nou, dit is so 'n naam vir die podcast. Maar alles gaan, jy weet, all the glory goes to God. Amen. Because daar's niks wat ek op my eie kon gedoen het nie. So hierdie projek loop toe in my dogter, en die COVID nou op sy hoogste is. Toe besluit ek en my jongste dogter, ons gaan nou die NPC begin. En ons noem dit toe the Sunflower Seeds Project. Ek is toe die founder, sy is die co-founder, en weet ons werk maar agter, en sy het die administrasie gedoen. Ons het nog nooit regtig waar vir funding gevra nie, maar ons is 'n PBO, Ja. 'n Public Benefit Organisation. Wat sy eintlik nou ran. Ek is mos nou hierdie kant. Maar ek het wel gesê ek sou graag met die GEM projek wil ek graag iets begin in Mosselbaai. Maar dit is baie seer, hoor. Baie seer. Ek was gevra deur 'n groep, hulle het die 9de Mei het hulle 'n conference vir vroue, en hulle het gevra of ek een van die sprekers sal wees om my testimony te doen. Toe sê ek vir die ja, ek glo dat die Here van my geplaas het in Mosselbaai vir 'n doel. Ja. He's using me as a vessel, en al die prys en eer gaan kom die Here toe. Daar's niks wat ek kan sê kom van my kant af nie. En ek is unapologetically a Jesus follower. Ja. Hulle weet dit nou op Facebook ook, en ek Ja. dit gaan nie by my oor like jy dit wat ek skryf of like nie, maar ek skryf elke dag. Want ek reflekteer elke dag oor wat het gister gebeur, wat het vandag gebeur, het jy reg opgetree? Hoe kan jy iemand anders wat miskien deur 'n moeilike tyd gaan, kan jy help? En weet jy, ek was nou, toe ek by my kinders was, nou seker so 2 maande terug, het ek na my dogter se kerk toe gegaan, en daar kom 'n vroutjie na my toe, en sy sê vir my, my dogter sê vir my, Mama, this lady wants to speak to you, to say, okay, but, en sy kom en sy sê vir my, you don't know me, but you changed my life. I said, I changed your life. It's only Jesus that can change lives. En sy sê vir my, weet jy sal nie glo die goed wat jy post op Facebook. You have no idea how those things change. Want ek is baie direk. Verstaan jy? Ek steek nie weg. Ek is blaatant oor liefde, oor vergifnis, want ek het deur goed gegaan. Ja. Ek het vir 27 jaar was ek in 'n relationship wat regtig waar my afgekraak het, met alle respek. Die persoon is nou oorlede. My kinders het ook bietjie, jy weet, gesukkel, want hulle is nog nou dogters. So met ander woorde, hulle kyk nou na 'n man met 'n oog wat, jy weet, miskien hulle nie normaalweg sou gedoen het nie. Want as ek dink aan my pa, en ek wil hê die kinders se pa ons nou, dis mos nie
Ja. my plig om af te kraak of so nie. Maar dit was moeilik en dit was nog moeiliker na die skei, want daar was nie maintenance nie en ek moes hier werk, daar werk en jy weet ek moes alles aan die gang hou, maar ek het so baie testimonies, weet jy Freek, van hoe die Here vir my deurgekom het destyds. Dis ongelooflik en soms staan mense verstom, want ek onthou net nadat ek vroeë aftrede geneem het, besluit ek, maar luister man, ek het nie pensioen nie, ek het Provident. Nou moet ek mos nou mooi werk met hierdie geld. En ek dink, okay, ek het nou die kar, gaan nou die kar klaar betaal. Weet jy, 2 weke na dit maak my dogter 'n ongeluk en hulle skryf First for Women, skryf dit af. 34,000 sê hulle. Ek bel hulle, ek sê vir hulle, julle moet maar die motor stuur, but God said you are going to fix it. Die vrou dink seker, maar hierdie vrou is nie lekker en Ja. skryf vir ombuds en op daai stadium werk daar toe 'n jong mannetjie van een van die studente werk saam met my en hy vra vir my, so ma, they call me, ma, how are you going to do this now? I said, God is on the throne. Weet jy wat doen ek? Ek was my kar, die stuk in my kar, my kinders kyk vir my so daar, mommy, what you doing? He said, I'm washing my car. I'm declaring that this car is going to be on the road one of these days. Hy sê nie glo nie, Freek, hierdie kind, ek het sy eie eerste Bybel vir my, ek het vir gekoop, die studentebybel. Nou vra hy ons baie vrae aan almal die. Hy vra toe vir my, so aan die begin van die jaar het hy vir my gevra of ek hom kan help met deel van registrasie. Maar jy weet, ek het nie geld om te betaal nie, maar ek sê ek gaan hierdie mannetjie help. Ek betaal dit en hy vra vir my, toe sê ek, you know what, you can just do something good for someone else. Toe sê ek, I don't want the money back. Al het ek het nodig gehad. En hy kom toe, daai tyd kom hy na my toe sê, maar hy wil nou graag die geld vir my teruggee. Toe sê ek, well, if you feel like it, you know, you can do it. 34,000 rand kom in my rekening. Ek moet my kar regmaak. Ja. Van die ouers af. Ja. Kyk net, En First for Women kom, yes, man. Om te laat gaan. Ja, en First for Women kom terug. Nie First for Women nie, die ombuds. Want ek het hulle geskryf, ek verstaan nie dit nie. Sê vir First for Women, you need to pay this woman out. Kry ek 'n double blessing. So, dis hoe die Here, daar's so baie, weet jy, en ek praat van hierdie in my boek ook, veral, ek het my pa se brief ook ingesit, waar hy 'n brief geskryf het, dat ons die Here moet aanneem in ons lewe. My ma het vir ons gereeld gebid, so ek glo, jy weet, dit laat my hart warm klop, want my 18-jarige kleinseun het 2 jaar gelede vir hom laat doop. Ja. En my 12-jarige seun wat vandag verjaar, 'n klein kind wat vandag verjaar, het so 'n maand gelede vir hom laat doop. Wonderlik. Is dit nie amazing nie? Dis waaroor dit gaan, dis 'n groot geskenk. Ek het nou lank gepraat. Jy wat luister op die radio, jy gaan nou nie, is daar baie wat luister en wat van March ken, maar sy sê mos, sy is die seun se blom. Nou, ek noem my dogtertjie my blomtuin, my vrou ook. En as 'n blomtuin wat ek geniet, dit is 'n aangename geur, vir my vrou. Maar ek weet, so 'n blomtuin word nie net oor dag, oor 'n nag nie. As 'n reeks op die TV wat ek baie van hou, SUV, Law and Order. En die kaptein van die eenheid, die Special Victims Unit. Dis nou meer die molesterings, verkrachtings, abuse. As die vrou, Captain Olivia Benson, hulle gaan nou in hulle 28ste season, as hy weer uitkom. So is 'n suksesvolle reeks. Maar wat die mense, ek glo wat vastlou in hierdie ding, en ek kan nie genoeg kry nie, is hierdie Olivia, die kaptein, die bevelvoerder van die eenheid, wat onder begin, die trappe gestap het, maar wat ook 'n slagoffer was, as 'n jong kind, waar onskuld gesteel was, en iemand wat sy gedink het, vir lief is, en wat dalk maar net misbruik het. En hy weet ook mos hoe, ek moes nie aan jou geboorte gegee het nie, en al die dinge. Maar Olivia wat 'n sukses maak van die reeks, is haar passie vir victims.
sy as 'n nog 'n ryp geval aankom, is nie net sy gee haar alles vir daai victim, dat daai persoon by 'n plek aankom van gesond word. En dit is vir my so wonderlik. En ek het nou na jou gesit en luister. Jou misery het jou ministry geword. Absoluut. Jou trane het ander mense se blydskap geword. So jy skryf nie net 'n boek van ja, ek het 'n vrou geken wat ek 'n pad mee gestap het en dis haar lewe nie. Hierdie is my eie lewe. Dis my eie lewe. En mense wil dit hoor. Mense wil die stories hoor. Jy sê jy het na ons baie toe gekom. Ek en jy het 'n droom, ons wil 'n podcast vir jou begin. Ons gaan dit nie. Dis die tyd. Was so wonderlik toe ek na jou toe gaan en dit vir jou sê. Toe raak ek Dus so jy in trane bewoon. Ek weet nie regtig nie aan deelgekom met wat het jy en jou dogter die oggend oor gepraat? Ek en my dogter. Waaroor julle gepraat het die oggend toe ek later by die ontbyt Ja. Nee, sy het vir my gesê, "Mom, I think we should start a podcast." En ek weet mos nou nie wat gaan kom nie. Toe sê ek van, okay, sy's nou baie met die, jy weet, in die computer, she's very good with those things. En ek moet mos nou maar leer hoe die goeders werk en so aan. She said, I really think we should start a podcast, want sy het nou vir my gesê, ek moet die 12 hoofstukke wat ek het, moet ek lees van. En sy gaan iets daarmee doen. Sy het toe iets daarmee gedoen. En al hierdie goed lyk so mooi, jy weet, en dit maak natuurlik kom AI mos nou ook in hierdie storie. Ja. En toe sê sy vir my, but I really think we should start that because sy het al lankal gesê ons wil, maar ek bly weg van die kameras af. Kyk, ek het nie 'n probleem om hier met 1000 mense te staan en te praat en my ding te doen nie. Maar sodra ek weet daar's 'n kamera, lyk dit vir my, o, jy nou wat nou? Maar hierdie kameras aan my kruip weg. Ek sien hulle kruip weg. Ja, so sê, en toe jy nou vir my dit sê, jy weet, is amper soos, wow. Because she's very close to God, you know, en wanneer sy met my praat, want sy het vir my gesê, Mom, everything we do is for the vir die wees en the widows en dan discipleship is our end goal. So dit gaan oor discipleship en sy wil hê dat ek my stem moet nog deel wees van dit, want sy sê vir my die saad was in my spiritual womb geplant en sy is die een wat die baton aanvat om dit te vervul. So sy gaan nou verder met dit. Wat my net so opgewonde maak, ek nou nog nie met die gedeel nie, is ek is was in proses om 'n Basraak akademie aan die jeugsentrum en die jeugtronk te begin. Ek was ook al by die jeugtronke. Jy gaan nog baie daar kom, want hierdie tipe programme het ons jong mense Absoluut. So ek is baie opgewonde oor dit. Ons het nog 'n redelik tyd oor, maar ek wil graag bietjie hoor. Daar's 'n vroutjie wat luister of wat kyk. En wat sê dit? Ons het 'n videoetjie op ons YouTube channel wat by 'n vroue konferensie in Riversdale opgeneem was. En die vroutjie praat ook uit haar seer uit 'n egskeiding en was 'n gevangene in die huis. Was so abused. Ek dink hy het al 146,000 plus views. Die spesifieke videoetjie van die vrou. En sy was op het stadium, ek sien dat sy was gevra, haal dit af, want hy wil my soe, jy weet. Maar as ek kyk na die vrouens se comments op die videoetjie, is baie seer. As iemand wat luister na op die radio, iemand wat kyk op Facebook of YouTube, waar ook al, op 'n podcast kanaal iewers, platform, ek wil hê jy moet bietjie met so 'n vroutjie praat. En dan net net uit jou hart uit met haar praat en 'n bietjie by haar sit, want sy's nou alleen met die radio. Ja. En sy sit dalk nou alleen en kyk of luister. Sal jy met haar praat asseblief? Weet jy laat my nou dink aan die dag wat Jesus en sy disippels na Lazarus huis toe gegaan en hoe besig Martha was.
En Jesus en sy begin moan. Ja, Hoekom help hierdie vrou dan nou nie wat daar by Jesus is, toe sê hy, sy's op die regte plek. ja. En ek wil net sê vir die wie ook al luister, never despise your valley moments. Ja. Because, you know, the word of God says you are more than a conqueror and you are fearfully and wonderfully made. Dis net moeilik soms om die pad te stap as jy dit alleen stap. En soms dink ons, daar is mos nou mense wat jou kan help, sielkundiges en wat ook al. Maar my master coach is Jesus. Oh yes. En as 'n mens, jy weet die woord is so kragtig. Dit sê in Hebreëus sê dit, the word of God is sharper than a double-edged sword. In ander woorde, it just penetrates. So ons moet toelaat dat die woord penetrate into our hearts, our minds, our soul. Want as dit gebeur, dan is ons nie meer alleen nie. En ek weet dit is moeilik as die persoon daar buite is en jy weet jy wil die waarheid praat en daar kom al hierdie goeters na jou toe. Ek is ook maar deur die goeters. Maar mens moet standpunt inneem. Jy moet sterk staan en sê dat jy weet jy gaan nie toelaat want jy moet jou boundaries kan stel. Jy moet kan sê dat luister tot hier toe en nie verder nie. Nou ek moes dit gedoen het en weet jy wat vir my gehelp het in die tyd wat ek in hierdie situasie was. Ek dink dit is seker maar my persoonlikheid, jy weet, ek het vir die Here gesê ek soek vrede. En ek het regtig waar gewerk aan my vrede wat baie moeilik was en ek het soos die Vader se woord sê in John 15:12, this is my command. Love each other as I have loved you. So jy moet eintlik, you must love the unlovable. Ja. En dit is baie moeilik om dit te doen. Maar my fokus is regtig vrede. So wanneer enige iets in my lewe gebeur, dan sê ek net, en jy weet dit kom in met die presence of life wat ons aanbied. Ons praat van die inner voice wat ons het. Nou die inner voice het 'n inner coach, wat die Heilige Gees is vir my, en 'n inner critic. En daai inner critic gaan vir jou die hele tyd sê jy's dit, jy's dat en jy hoor al hierdie goed wat jy gereeld hoor en jy later begin jy te glo hierdie negativiteit wat na jou toe kom. Maar as ons regtig waar luister aan hy sagte stemmetjie van jou coach, ek noem dit it's your inner coach wat vir jou sê, nee man, dit's wat die woord sê, all things are possible. Die Here sê vir ons, hy sê, I will cut through bars of iron and break through gates of bronze and give you the riches stored in secret places. En dit wil nie sê die Here gaan vir ons, jy weet, geld en wat ook al gee nie. Vir my is die secret places forgiveness, integriteit, peace, die fruit of the spirit. En ek het nou die dag, toe hulle my gevra daar, ek is mos nou by Benevolent Park. Ek is ook die Facebook tannie daar. So hulle het my gevra om die oggend, baie kort, seker 2 minute, jy weet, net iets oor die kruisiging, die crucifixion en die resurrection. En vir my gaan dit oor, die crucifixion is daar, but are we living a resurrected life? Want as ons nie 'n resurrected life, dan beteken dit eintlik niks. Verstaan? So dit wat ek wil sê is, if we really search the word for answers, we will get it there. Ek het met die Bybel aan die slaap geraak, destyds toe ek studeer nog nie geskei nie, op my bors aan die slaap geraak, want ek het gesoek vir antwoorde. En vandag kan ek met autoriteit praat. I can speak with the authority of a believer. Verstaan jy? En dis nie dat ek dink van myself meer as ander mense nie, because I can do nothing without God. Ek is niks sonder die Here nie. En as 'n mens daai paadjie kan loop waar jy's regtig waar,
En wat ook baie help is om iemand te kry om jou accountable te hou. Dis hoekom ek voel dat hierdie series wat ek nou ontwikkel het, wat natuurlik van die Heilige Gees af gekom het, want as ek vandag daarna kyk, ek sê vir my dogter Nouida, I can't believe that this flows, the one flows into the next and the next and the next. En nee, ek het dit nog nooit so gesien nie. Maar nou dat sy dit nou geplaas het in 'n, jy weet, in hierdie, wat sy dit ook al ingesit het, sê dit vir my, ja, maar die Heilige Gees, mens kan dan sê, is kwaai. Hy's kwaai, man. I mean, I didn't know it, but now I realize if you go from presence of life, and you know, it's not, you have to go back to go forward. Ek sê dat jy gaan nou heeltyd, want ons moet wegkom van die negativiteit af. Soos ek gesê het, is toxic for our body cells. En die resentment, en die hatred, en al die goed, maak het net nog erger. Want nou wil ons sê, ja, maar hy het dit gedoen, hy het dat gedoen. Ja, what did Jesus go through? They spat on him. Hulle het hom karnaffel. Jessie. Exactly. En nou sê ons vir onsself, dis te moeilik. But what, you know, if we start thinking he became flesh, so that he could feel what we feel. En dis wat ons maar soms deurgaan, dan wonder jy, hoe gaan dit so goed met ander mense? Jy weet, ons het die vraag, die persoon is miskien nie, no judgment, maar die persoon is miskien nie so naby die Here nie. Maar dit gaan so goed. Nou, wat beteken goed by mense? Beteken dit materiële dinge? Want vir my beteken goed, the fruit of the Spirit. Dit beteken vir my die volle wapenrusting van Christus. As ek elke dag van my kan aantrek, dat die helmet of salvation, en ek sê, maar ek gaan die belt nou lekker styf trek in my lyf, al lyk het nou hier rondom hoe ek trek om styf, because the belt of truth is daar vir ons, the shield of faith, the breastplate of righteousness, dan is daar ons nou die shoes of the gospel of peace, en dan is dit the sword of spirit, which is the word of God. Dit is die belangrikste. Dis wat ek vir die vrouens wil sê. The word of God is yea and amen, and it's spirit and life and the power unto salvation. Amen. Baie dankie, maat. Dit was regtig lekker om saam met jou te kuier en mag die Here vir jou ryklik seën, hoor. Ek aanvaar daai seëning, baie dankie vir Dankie, hoor.